Dit hou nie op nie. Maar ek wil eerste plek sê baie welkom aan al ons besoekers. Ons het besoekers van ver. Dis lekker, hulle het kom kuier. Ons het besoekers uit die Kaap uit, hulle sit daar agter, heel agter, is lekker om julle hier te hê. Ons mis julle. Julle was lank saam met ons in die gemeente, maar nou bly julle in die mooie Kaap. Ek het 'n vraag om te vra. As jy nou in die Kaap bly, waar gaan nou jy vakansie? Die res van ons gaan na die mooie Kaap toe. Ek weet nie wat maak jy as jy daar bly nie. En dan is die mense spesiaal van Parys, ek weet hulle het ver vanoggend gery. En daar's groot dankbaarheid in my hart vanoggend. Louis van Deventer, ons kampkommandant, julle weet van hom, het jy kan my dit uit die video uitsny, maar ek gaan dit tog sê, sy seun hulle moes gister uit Dubai uit vertrek Suid-Afrika toe. En hulle sit op die lughawe en dit word uitgestel en dan is dit weer 4 pile wat val en dinge gebeur nie. En laat gisterand toe wys hy vir my met 'n app, hulle is halfpad in die lug. En toe sê ek vir my, Louis, as ek jou nie vanoggend in die kerk sien nie, dan weet ek, jou seun is onder jou dak. En ek is so dankbaar dat die Here saam met hom was. En ek dink julle wat ouers het sal besef, dis nie maklik nie. Maar ja, so hulle is veilig. Ek is baie dankbaar vir hulle. Maar baie welkom aan ons en soos ek sê altyd, ons het ons eie manier om dinge te doen. En my hart vanoggend is dat jy die Here sal ontmoet. En dat die Here met jou sal praat. En ek wil jou graag groet met die volgende woorde. Genade en vrede aan julle van hom wat is en wat was en wat kom. En van die 7 geeste voor sy troon. En van die Here Jesus Christus, die betroubare getuie. Die eerste wat uit die dood uit opgestaan het. En wat heers oor die konings van die aarde. Nou wat nou? Vriende, ons tema vanoggend is so nou naby, maar tog so ver. En in my voorbereiding het ek die prentjie gebruik en ek wil hê jy moet iets daar sien. Daardie persoon het 'n sirkel getrek. Die sirkel is nogal nie te sleg nie, maar hy het hom nie klaar gemaak nie. Hy was so naby om hom reg te maak en toe te kry, maar hy is so ver. Hy het dit gemis. Hy het so hard probeer. Miskien was sy hand te vinnig. Die van julle wat onderwysers is, ek weet nie hoe kry julle dit reg om op 'n bord 'n mooi perfekte sirkel te trek nie, maar jy kan dit mis. Dieselfde met my en jou toe ons kinders was, het jy miskien dalk gespeel vir al die seuns om klippe na 'n blikkie toe te gooi. En vinnig het jy 'n ketty in die hande gekry. Dit was baie meer pret om met 'n ketty 'n paar blikkies om te skiet. Of 'n paar glasborrels. Dis baie mooier as 'n glasborrelspat. Dit is lekkerder, ons geniet dit. Dis wat ons gedoen het as kinders. Maar as jy hoe goed skiet en jy mis die blikkie, is jy so naby, maar jy is tog so ver. Jy het dit nie raak gekry nie. Het jou bes probeer, maak nie saak van die distansie nie. En as jy ouer word, dan het jy met vuurwapens begin om dit te doen, veral as jy op 'n plaas groot geword het. En jy kan die beste vuurwapen hê, en jy kan nog steeds die kol mis. Ek wil dit vir jou met iets andersters verduidelik. Iets wat jy dalk nog nie gesien het in jou lewe nie. Dit moet net mooi staan. Ek het sulke staal diertjies hierso by my. Verskillendes. Daar's 'n hoendertjie. Hulle gly af. Daar's 'n varkie. Daar gaan hy. Ons hou maar een op 'n slag. Ek het 'n kalkoenetjie hier by my. In die sport wat die ouens gebruik om te skiet, word daar geskiet, maar jy skiet nie na 'n papierteiken nie. Jy het sulke diertjies wat jy moet skiet. Hy's van staal en hy val. Jy sal sien hy's wit, dit hang af van die son die dag, en as die son verander, dan draai ons hom om, dan skiet ons swart diertjies. So dit is jou keuse as skut. Die groot geheim is, as hy nie val nie, dan is dit nie 'n punt nie. Jy kan so naby skiet. Jy kan hom net raak met die patroon. As hy nie val nie, is dit nie 'n punt nie. Jy's so naby, maar jy's so ver. Ek moet jou sê, dis baie meer pret om iets te skiet wat omval. Maar dis waaroor dit gaan in die sport se naam is silhouet skiet. Nou ek weet die mans gaan dadelik vir my sê, man, dis nou nie so moeilik nie. Nou wil ek net vir jou sê, net so 'n bietjie inligting, dit het nog niks met die preek uit te waai nie, maar hierdie rammetjie skiet jy op 100 meter. Uit die vuis uit. Jy lê nie op die grond nie, die manne wat in die weermag was. Jy skiet hom uit die vuis uit. Glo my, hy's klein. Maar daar's manne wat dit kan doen, hulle skiet tot 500 meter. Maar die beginsel is, as hy nie val nie, is dit nie 'n punt nie. Jy kan hoe naby wees. As hy bly regop staan, selfs as jy hom sou skiet op die staander waar hy staan en hy draai dwars,
Jy het hom net geraak. As hy nie geval het nie, is dit nie 'n punt nie, want jy het dit gemis. Jy is so naby, maar tog so ver, en daar's nie 'n punt nie. As jy die teiken gemis het, het jy die teiken gemis. Jy kan dit nie oordoen nie. Dieselfde geld vir my en jou in ons persoonlike lewens, en ons geestelike lewens. Daar's tye wat jy so naby is, maar jy's tog so ver. Jy mis die situasie. Jy's tye en jy in die kol, jy sê die regte ding, jy het die mooiste gesprekke met mense, dit wat jy sê pas so mooi, en selfs na die gesprek dan dink jy, ek het regtig gesê. Ongelooflik. En jy bou verhoudinge en jy doen mooi dinge en jy sê vir mense goed wat van die Here af is. Daar sê. En dan is daar ander tye waar ek en jy dit mis. Ons probeer so hard, maar ons mis dit. Daarin noem mense missed call. Kom ons kyk ons. Dis nie myne nie, nee. Dan sê, en jy druk jy groen knoppie, dan nie rooi om Andrei. Baie dankie, die koster het ons gered daarso. Daai noem ons 'n missed call. Nou ja, dan het jy gemis. Nou dan gaan my weer. Kom ons gaan aan. So, met die gevolg is ek en jy kan nou ook mis. En dan moet ons die dinge regmaak. En dan sit ons met 'n probleem, jy mis die teiken. Jy kry nie die sirkel toe nie. Die diertjie val nie. Al het jy hoe goed geskied, al het jy hoe goeie gesprek en jy maak mense seer. Ek is nie meer te oordeel nie. Ek wil jou wys dat ons bly mens. En dan mis ons hierdie ding. In jou geestelike lewe werk dinge net nie altyd nie. En dinge wil net nie by mekaar kom nie. Ek wil met jou 'n skrif vanoggend gedeel van iemand wat so naby is, maar toe is hy so ver. En hoe het dit gehanteer en wat het die Here Jesus met hierdie persoon gemaak? En ek wil hê jy moet saam met my oopmaak by Matteus 16 vers 13. Matteus 16. Dis nou die eerste boek in die Nuwe Testament. Matteus 16 vers 13. En ons gaan natuurlik maar iemand kyk, ons almal ken hom baie goed. En sy naam is Petrus. O, jete, Petrus. Matteus 16, die eerste boek in die Bybel. As jy nie 'n Bybel het nie, hiervoor is beskikbaar. Jy kan op jou foon saam met ons kyk en dan gaan ons saam lees daaruit. Kom ons kyk saam, hy's ook op die bord. En kom ons lees. Die Here Jesus is besig met sy bediening. Dit is waarmee hy besig is op hierdie stadium. En hy kom op 'n sekere plek en kom ons luister hier. Vanaf vers 13. Matteus 16 vanaf vers 13. Toe Jesus in die gebied van Caesarea Philippi kom, het hy sy disippels gevra: "Wie sê die mense is die seun van die mens?" Hulle het geantwoord: "Sommige sê Johannes die Doper, ander sê Elia en ander weer Jeremia of een van die profete." Hy sê toe vir hulle: "Maar julle, wie sê julle is ek?" Simon Petrus het geantwoord: "U is die Christus, die seun van die lewende God." As jy in Markus gaan lees, dieselfde ding vind plaas. In Markus staan daar net: "U is die Christus." Selfde situasie, selfde antwoord. Petrus is in die kol. Waar op aarde kry hy hierdie antwoord? Kom ons lees verder. Jesus antwoord hom: "Gelukkig is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou bekend gemaak nie, maar my Vader in die hemel." Ongelooflik. God self het vir Petrus iets gesê wat die waarheid is. En ek sê vir jou, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou. Ek so goed gevoel het. Jy gee vir Jesus hierdie perfekte antwoord en dit is so goed en Jesus sê vir jou, dit is die Vader wat dit aan jou geopenbaar het en hy sê vir jou, ek gaan my kerk op jou bou. Nie letterlik nie, dis figuurlik. Petrus is in die kol, die diertjie het geval, die sirkel is toe. En die poorte van die heides, en jy sal sien in jou ander Bybelvertalings, praat van die hel, is presies dieselfde plek, dit is die doderyk, jy gaan die woord heides ook kry in Openbaring. So die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie.
ek sal vir jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee. En wat jy ook al op aarde besluit, sal in die hemel toegesluit wees. En wat jy ook al op die aarde vrylaat, sal in die hemel vrygelaat word. Hoor net daai verantwoordelikheid. Petrus het 'n klomp mag wat Jesus vir hom gee. Daarop het hy die disippels beveel om vir niemand te vertel hy is die Christus nie. Nou baie interessant, toe hy die vraag vra, toe gee die disippels vir hom die algemene antwoord. Wat hulle nou gedink het en by die mense gehoor het, miskien is dit Elia, miskien is dit Johannes die Doper. Hulle is nie mooi seker nie, maar hulle het by ander mense ander goeters gehoor. Laat my baie keer dink aan 'n WhatsApp boodskap. Jy het by iemand iets gehoor. Baie versigtig wees. Maak seker as jy van iets praat, dit staan in God se woord. Maar die disippels het dit gemis, maar daar is een, en dis Petrus wat hy gesê het, en hy gee 'n goddelike antwoord. Nou sou dit nie wonderlik gewees het as ek en jy dit kon regkry om elke antwoord vir mense te gee of elke gesprek te gepraat vanuit God uit nie. Sou wonderlik gewees het. Ons mis dit. En dis die probleem waarmee ons sit. En as jy vir my sê, maar dis tog moontlik, en dan sê ek vir jou ja, want die Here Jesus sê die volgende, hy skryf deur Paulus in 1 Korintiërs 13, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God binne in julle woon nie? So eintlik het jy die vermoë om nie eintlik foute te maak nie. Jy het die vermoë om soos Petrus die regte goed op die regte tyd te sê. Jy het dit. Want jy het die Gees van God binne in jou. Ongelukkig ons mens, en is daar letterlike toutrekkery tussen die gees wat ons in ons het van God en die vlees. Galasiërs 5 vers 17 sê, want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees, hulle staan teenoor mekaar. Dis ek en jy. God se gees is met ons, maar ons vlees beklei die heel dag. En kom aan, ons kan maar vir mekaar eerlik wees, is daar nie hoeveel keer met goed waarteen jy beklei, wat jy voel, maar kyk, ek het nou alweer dit verkeerd gedoen, wat nou? Ek het so hard probeer. Dit is soos 'n dieet. Jy probeer so hard, maar het wil nie werk nie. Maar kom ons kyk verder. Ons gaan nou weer na Petrus toe kyk, want partykeer gebeur dinge anders, en ek wil hê jy moet nou saam met my verder lees, weer Matteus 16 vers 21. So nou net hierna, nou moet jy mooi verstaan, dinge het nou net gebeur, wonderlike goed het Jesus vir hom gesê. Die volgende versie, hoor wat gebeur. Van toe af het Jesus begin om aan sy disippels duidelik te maak dat hy na Jerusalem toe moet gaan en baie moet ly deur die familiehoofde, leierpriesters en skrifkenners en doodgemaak en op die 3de dag opgewek moet word. Petrus het hom een kant toe geneem en hom begin te regwys. Jy sal sien in die 33 vertaling praat van berispe. Maar God het verhoed. Here, dit sal beslis nie met u gebeur nie. Maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my Satan, jy's vir my 'n struikelblok, want jy beding nie die dinge van God nie, maar die dinge van mense. Dan mis hy dit. As jy Markus gaan lees, gaan jy net die woord struikelblok nie daar kry nie. Dink jou self in. Dis nie 'n paar dae later nie, want as jy gaan kyk gewoonlik in die evangelie sal hulle sê, en hulle het die volgende dag. Kom ons sê dis om en by baie kort tyd, dag of wat later, of dieselfde dag miskien, het hy hierdie wonderlike ding gesê, en dan kom Petrus. In een oomblik kry hy openbaring van die Vader, en die volgende oomblik sê Jesus vir hom, hy is soos die Satan. Ek wil nie die Here moet dit vir my sê nie. Petrus het gemis. Hy was so naby, so naby met alles wat hy mooi en reg gedoen het, hierdie wonderlike geestelike openbaring, en nie lang daarna nie, sê Jesus vir hom, wyk Satan. Ek wil nie die Here moet dit vir my sê nie, maar hy het dit gemis. Hy het dit totaal gemis. Hy het hierdie wonderlike openbaring van God gekry oor sy seun, maar Petrus mis dit. En hy word met die Satan vergelyk. En dan sê die Here vir hom ook, hy's 'n struikelblok. Met ander woorde, hy staan nou letterlik in die pad van dit wat die Here Jesus moet doen. Dis 'n vraag wie jy vir jouself kan afvra. Ons sê baie keer vir mekaar, raak betrokke in die bediening, raak deel van 'n gemeente, moenie bang wees nie. Maar wie wat kan nog erger wees, as jy 'n struikelblok is, as jy iemand verhoed om by God uit te kom.
As jy vir iemand die deur toemaak, sorg dat hy nie by die Here uitkom nie, want jy het een of ander probleem. Maar nou stop dit nie hier nie. Petrus het nou regtig die diertjie gemis, hy het nie geval nie, hy is uit die kol uit. As jy nou 'n bietjie verder gaan en jy gaan lees in Johannes 18, dan sien jy sien, Johannes 18, jy kan eers wag met daai skrif, in Johannes 18 gebeur die verloning. Petrus maak asof hy Jesus nie ken nie. Hy maak asof hy nie eers weet wie die Here is nie. Hy draai sy rug op hom. Petrus het vir 3 jaar lank saam met Jesus alles deurgestap. Petrus weet hy is die seun van God, hy het dit nou net gesê. Petrus het teen Jesus gedraai. En toe dit warm begine word en moeilik raak, en Jesus vir Petrus die nodigste het, wat doen Petrus? Hy verloon hom. Hy draai sy rug op hom. Nou mis hy eers die kol. Nou is daar nie 'n manier nie. Nou is hy nie net naby nie, hy is so ver van God af. Hy maak dit nie. Eerlikwaar, daar is nie hoop vir Petrus nie. Daar is nie. Nou ek en jy weet verder in die Bybel, maar as jy kyk na die situasie waar Petrus nou is, daar is nie hoop vir hom nie, niks nie. Hoeveel keer was jy nie in hierdie plek nie? Hoeveel keer was ek nie in hierdie plek nie, wat ek letterlik my rug op God gedraai het? Waar ek letterlik, nou die Here het nie Petrus nodig gehad om hom te red nie, want dit gaan oor die beginsel van sy hart. Hoeveel keer is ek en jy nie op 'n plek waar ons nie ons hart vir God gee nie, ons het nou gesing, hier is my heart, Lord. Here, hier is my hart. Ek gee oor. Ek gee heeltemal oor. Hoeveel keer was ek hier nie op daai plek nie? Hoeveel keer was ek hier nie op 'n plek nie, wat ons liewer die Here wil een kant toe hou, want ek is nie lus vir die Here nou nie, want ek het 'n verlede, 'n sondige verlede. Ek gaan dit nie maak nie, ek mis hierdie punt, so kom ons bly liewer weg van die Here af. Dis waar. Dis waar ek en jy soveel keer in ons lewe sit. En jy glo jy gaan nooit by God uitkom nie. Wel, as jy na Petrus kyk, ek bedoel Petrus het 3 jaar saam met Jesus gestap. Hy het die beste teologiese opleiding gekry. Hy was in die teenwoordigheid van die Here Jesus Christus. En hy maak dit nie. Hoe gaan ek en jy dit maak? Dink 'n bietjie daaraan. As hy nie eers kan raakskiet in sy woorde en wat hy doen nie, al weet hy alles, hoe gaan ek en jy dit regkry? Ek het vir jou 'n stukkie hoop. En ek wil aangaan met hierdie Petrus, en ek wil hê ons moet 'n paar hoofstukke aanblaai. Ons gaan na Johannes 21 toe, want daar gebeur iets met Petrus wat baie belangrik is. Ek wil hê jy moet vir my na die volgende paar hoofstukke aanskuif, na Johannes, dis die 4de boek in die Nuwe Testament. Jy kan net so 'n bietjie verder blaai, Johannes 21. Ek gaan vir jou 'n stukkie agtergrond gee voor ek die teksvers vir jou lees vanaf vers 15, dat jy net weet waar gebeur hierdie hele situasie. Jy weet nou, ons gepraat het, Petrus het nou, terwyl Jesus bedien het, hy was vroeg in die bediening, het Petrus hierdie goeie en slegte goed gesê. Lewe het aangegaan. Petrus het Jesus verloon. Die Here Jesus is intussen gekruisig en hy het opgestaan. 'n Paar dinge het gebeur. En in Johannes 21, Jesus het opgestaan. En as jy mooi gaan kyk wat hy vir sy disippels gesê het voordat hy gekruisig is, hulle moet vir hom na die tyd in Galilea gaan wag. En toe is hulle in daai rigting. Maar soos 'n mens, wat doen Petrus hulle nadat hulle toe nou, Jesus is nou oorlede, hy's weg, hy het opgestaan, wat maak 'n mens dan? Wel, hulle weet nie van beter nie, so hulle gaan maar terug, hulle gevang vis. Dis al wat hulle ken. So hulle gevang hulle maar liewer vis, want dis al wat hulle nou vorentoe kan doen, en so is hulle besig. En die Here Jesus gaan na hulle toe in Johannes aan die einde, en hy gaan daag op daar, en hy het 'n gesprek met hulle by die water. En hulle het die hele nag probeer vis vang, en hulle het nie reg gekom nie. En hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die ander kant van die boot, en toe vang hulle hordes vis. En Petrus erken en besef maar, dis Jesus. Natuurlik Petrus, baie opgewonde, spring in die water, swem na die kant toe, en ontmoet die Here Jesus. Maar hy skaam. Die ander het uitgekom later met al die vis, en Jesus het vir hulle ontbyt voorberei daarso op
op vuur. En hy sê ook vir hulle, bring van die vis dat ons saam kan eet. En nou trek ons by vers 15, dis 'n bietjie agtergrond. En nou kan jy sien, wat het gebeur aan hierdie ontbyttafel. Vers 15. Toe hulle klaar was met ontbyt, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle? Hy sê vir hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom weer 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Hy sê vir hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom die derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Vers 18, Amen, amen, ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jou gordel vasgemaak en gegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud word, sal jou hande uitsteek en iemand anders sal jou gordel vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Hy het dit toe gesê om aan te dui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. En nadat hy dit gesê het, sê hy vir hom, volg my. Het 'n paar goeters gebeur. Jesus bedien die ontbyt vir hulle. Die ouens het deur die hele nag gewerk, die son is natuurlik op en vroeg in die oggend. En die eerste persoon met wie hy 'n gesprek voer, as jy gaan teruglees in die teksvers, dan gaan jy sien, hulle was doodstil om die tafel. Gespanne. Hier sit Jesus, ons eet ontbyt. En die eerste persoon met wie die Here Jesus praat, is met Petrus. Dit was nie die eerste keer wat hy wel met hom gepraat het nie. Lukas 24 vers 34 sê, dat Jesus het opgestaan en reeds aan Petrus verskyn. So daar was 'n oomblik, voorheen met Petrus, maar nou sit hulle met 'n klomp mense om hulle, die disippels. Waarom het die Here Jesus vir Petrus 3 keer gevra, het jy my lief? Wat sou die doel gewees het voor hierdie mense? Nou jy mooi onthou, toe ons teruggaan na ons eerste teksvers, toe sê, op hierdie rots sal ek my kerk bou. Jy moet vanoggend baie mooi vashou, vat 'n draai met jou, ek's op pad ergens heen. En nou sit hy voor Petrus en hy sê vir hom, het jy my lief? En hy bly hom aanhoudend vra. Hy vra hom 3 keer, oor en oor en oor. Petrus is in 'n hoek vasgekeer. Petrus het 'n verlede met Jesus. Nie 'n goeie verlede nie. Regtig, hy het nie 'n goeie CV nie. Of jy iets verduidelik, hoekom 3 keer? In die oorspronklike Grieks is daar verskillende woorde vir liefde. Die hoogste vlak van liefde, onvoorwaardelik goddelike liefde van 'n vader, is agape. Dis die liefde wat no strings attached, soos hulle sê in die Engels. Die volgende vlak van liefde is philia. Dis broederlike liefde. Dis die liefde wat ons almal vir mekaar moet hê. Maak nie saak wie of wat dit is nie. Dis 'n broederlike kameraadskap liefde. Ek is daar vir jou. Dis die 2 liefdewoorde. Nou kom ons gaan terug. Jesus vra vir hom die eerste keer, Petrus, het jy my baie lief? Jy kan maar kyk in die skrif. Ons kan dit verander na, Petrus, het jy my agape lief? En Petrus antwoord hom, ja Here, ek het u philia lief. Hou vas. Die volgende keer vra Jesus vir hom, Petrus, het jy my agape lief? En wat sê Petrus? Ja Here, ek het u philia lief. En die derde keer verander Jesus sy woorde en hy sê, Petrus, het jy my philia lief? En Petrus sê, ja Here, ek het u philia lief. Hoekom gebeur dit? Die ou Petrus sou opgespring en gesê, Here, ek sal u nooit verloon nie. Ek Petrus. Nou is Petrus nederig. Hy sê nie, ek is onvoorwaardelik nie. Petrus het aarde toe gekom. Petrus het besef, in sy stikkende eenvoud as mens, al wat hy Jesus het om te bied, is broederlike liefde. Dis ook net vir nou. Dis al wat hy op die tafel het, want hy is so 'n sondige mens. Hy praat nie meer soos voorheen nie. Hy is nederig. Hy besef, ek is toe nie daarbo nie, ek is toe nie so wonderlik nie. Maar waarom 3 keer? En waarom voor ander mense? Petrus het Jesus 3 keer verloon. Voor mense. Petrus moet gaan kerk bou. Jesus het hierdie leier nodig. Daarom het hy hom 3 keer gevra.
sodat almal weet, dit het nou groot betekenis, en Petrus moet herstel word, want Petrus het werk om te doen. En daarom het Jesus dit gesê, met al sy tekortkominge. En dis al wat nodig is. En dan praat hy 'n stukkie verder, jy het gehoor toe ons gelees het van Petrus, hoe Jesus vir hom vertel het, hoe die einde van sy lewe gaan wees. En dan die laaste 2 woorde in ons skrif, is seker die belangrikste 2 woorde vir my en vir jou. Die 2 woorde is, volg my. Na die hele ontbytgesprek oor die liefde en dit en dat, wat sê Jesus vir Petrus? Volg my. Ek wil vir u die skrif gaan lees, lank terug, toe die Here Jesus vir Petrus geroep het. Terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, selfde plek, het hy 2 broers gesien, Simon, wat Petrus genoem word, en Andreas, sy broer. Hulle was besig om 'n treknet in die see uit te gooi, want hulle was vissers. Hy sê vir hulle, volg my. Jesus het vir Petrus die eerste dag gesê, jy gaan 'n visser van mense word, volg my. En Petrus het 'n pad gestap, en Petrus het droog gemaak, as nie ander woorde daarvoor nie. Petrus was so ver, en partykeer so naby. En wat sê Jesus vir hom aan die einde? Volg my. Petrus en Jesus is terug by die begin. Met ander woorde, die Here Jesus vee alles van die tafel af. Wat foutief is. Dis asof die Here Jesus Petrus om die lyf vat en sê, Petrus, kom, volg my, ons moet gaan kerk bou. Dis die God wat jy dien. Dis die God wat vir jou sê, ek weet jy is partykeer so naby, maar ander kere is jy tog so ver. En ek bedoel, kom ons dink bietjie mooi daaraan. Die Here Jesus het om daai ontbyttafel al die reg gehad om vir Petrus te gesê, hoe durf jy? Jy was nie daar toe ek jou nodig gehad het nie. Jy het my gelos alleen. Jesus het dit nooit gesê nie. Hy het Petrus herstel in die am waarin hy hoort. Dis die God wat ek en jy dien. Baie keer is ek en jy in die kol, en ons skiet raak met ons woorde, en baie keer mis ons dit heeltemal, en dit voel asof ek en jy heeltemal die ding mis. Baie keer trek ons 'n sirkel in ons lewe, en die 2 punte kom nie by mekaar nie, en niks werk uit nie. Dit is my woorde vanoggend jou, wat die Here Jesus vir Petrus gesê het. Kom ons begin voor. Begin elke dag voor saam met Jesus, met jou foute, en volg hom. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons sit vanoggend voor U in ons eenvoud. Ons sit vanoggend voor U en ons besef, maar daar is soveel kere wat ons dit mis, heeltemal. Daar is soveel kere wat ons ver miskiet. Dan is daar die wonderlike tye, die soet tye wat ons saam met U is, en U net saam met ons is, en ons ervaar U, en dit is wonderlik. Maar vanoggend wil ons by U sit, en ons wil sê, Here, vergeef ons, vir die kere en die foute wat ons maak, wat ons U mis, wat ons die teiken mis in ons lewe. Ons wil U vra, Here, dat hierdie woorde van Petrus in elkeen van ons se lewens sal iets beteken, iets vir ons toekoms. En laat jy net soos wat U kerk gebou het op Petrus, ook die kerk in ons lewens bou, saam met ons elke dag. Want Here, sonder U is alles vir ons niks. Amen.